mense lewe is min, ons sien die bloed wat vloei, almal smag na vrede, soek na hoop. Wie hou die toekoms in sy hand, waar lê genesing vir hierdie land, op ons knie sal ons die antwoord kry. Suid-Afrika draai terug, elke mens in hierdie nasie draai terug, ons kan nie langer wag nie, draai terug na Jesus, hy's koning, draai terug, begrawe die verlede in hom, lê elke hart se vrede, draai terug na Jesus, Suid-Afrika draai terug. 'n land is stukkend en deur mekaar, hoe gaan die nood en die seer bedaar, almal smag na uitkoms, soek na liefde. Wie maak weer heel, wie maak weer vry, al wat hy vra is, dat ons sonde bely, as almal net luister, van die hemel heen. Suid-Afrika draai terug, elke mens in hierdie nasie draai terug, ons kan nie langer wag nie, draai terug na Jesus, hy's koning, draai terug, begrawe die verlede in hom, lê elke hart se vrede, draai terug na Jesus. Hoe kan ons wegkyk as ons vergaan? En hoe kan ons stil bly en net een kan staan? Suid-Afrika draai terug, elke mens in hierdie nasie draai terug, ons kan nie langer wag nie, draai terug na Jesus, hy's koning, draai terug, begrawe die verlede in hom, lê elke hart se vrede, draai terug na Jesus, Suid-Afrika draai terug. Draai terug, Suid-Afrika. Draai terug. Geliefdes, geagte vriende, baie welkom by vandag se boodskap. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCR TMS familie in die Oosrand. As jy my verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek u uit om die nagmaal saam my en my gesin te geniet. Maar voordat ons verder gaan, ons word stil voor ons Hemelse Vader. Dierbare Heer en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om U te kan aanbid. Om te weet dat U altyd daar is, dat U beskermende hand nooit te kort is om ons by te kom nie. Vader, dankie vir hierdie sitplekke wat vandag vol is. Dankie vir elkeen wat opgetrek het, vir elkeen wat na die woord kom luister. Vader, gebruik my slegs as U beeld, dat ek slegs sal sê wat U wil hê ek moet sê. My Here, en seën die woord wat uitkom. Laat dit op vrugbare grond sal val.
My Heer, laat hulle met ietsie sal uitloop, met 'n verwondering van U. My God, ek bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes vriende, vanoggend, gisterand toe ek nou hierdie preek vir die kinders gee om vir my net te lees, wou ek hulle so 'n bietjie deurmekaar maak en hulle 'n bietjie vang, wat ek ook wel reg gekry het. Dit is om vergenoeg te wees. Met ander woorde, om tevrede te wees met wat jy het, in die omstandighede wat jy het. Maar ek lees vir julle voor uit Filippense 4 van vers 10 tot 23. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou uiteindelik opgeleef het, om aan my belange te dink. Waaraan julle ook gedink het, maar julle het geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet van verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedink, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense, weet ook dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawes en inkomste nie, behalwe julle. Want aan die Tessalokane het julle vir my behoeftes meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawes gesoek het nie, maar ek soek die vrug, wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid in Jesus Christus. Aan ons God en Vader, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jesus. Die broeders wat saam met julle is, groet julle. Al die heiliges, en veral die wat in die keiserlike huis behoort, groet julle. Genade van ons Here Jesus Christus sal die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. En tot sover. Ek net vir julle afsit. As ek 'n teksvers van oordenking moet gehad vir oggend, sal dit verseker teks 11 moet wees. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ekskuus. Chris, kyk gou vir my wie is daar asseblief. Okay, as ons gaan kyk na daai geleesde gedeelte, ek het geleer om vergenoeg te wees in my omstandighede. Wat se stelling maak Paulus hier? Wat sê hy vir ons? Om altyd te vergenoeg te wees, om altyd gelukkig te wees, tevrede te wees in die omstandighede waarin jy is. Nou as ons gaan kyk na Paulus se sy lewe, was dit nie altyd maanskyn en rose nie. Hy is valslik beskuldig, hy is met klippe gegooi, hy is met stokke geslaan. Hy het jare in die tronk deurgebring. Nou wat was sy geheim? Wie kan my antwoord? Wat was sy geheim? Hoe het hy deur al daai dinge gekom? Kom ons lees weer vers 11. Ek het geleer om altyd vergenoeg te wees. Dis nie vir hom gegee nie, hy het dit geleer.
Kom ek skep vir julle 2 scenario's. Jy verslaap die oggend, jy het 'n belangrike vergadering wat jy moet gaan bywoon. Wat gaan jy doen? Jy spring uit die bed uit, jaag deur die bad, hardloop na jou kar toe, probeer om start en die battery is pap. Is jy tevrede? Is jy vergenoegd? Verseker nie. Verseker nie. Wat sou die eerste vraag wees wat in jou gedagte gaan opkom? Hoekom? Hoekom nou? Hoekom vandag? Hoekom juis vandag? Hoekom ek? Hoekom werk my planne nooit uit nie? Dit is al die hoekoms. Hoekom werk my planne nie? You understand so far? Are you with me so far? Good. Nou kom die vraag, wat maak jy nou? Wat doen jy nou? Hardloop jy terug in die huis in? Skop jy hond op pad in die huis in? Slaat die kinders omdat hulle nie wil klaar kry nie? Skree op jou metgesel? Met ander woorde, jy gooi jou toys uit die kot uit. Jy raak besit. Maar dink so 'n bietjie, waar is die probleem? Wat is die probleem gewees? Is dit dalk omdat jy verslaap het? Of is dit die pap battery se skuld? Hoekom is die battery pap? Want jy het die ligte aangelos. Nou, kom dit by my op. My vraag by my op, wat doen jy in die oggend? Sluk jy vinnig 'n koppie koffie af, spring deur die bad, vlieg in jou kar, jaag werk toe, om net by die werk te gaan wees. Of, jy kan hom anders begin. Jy is laat, leef daarmee. Wees tevrede daarmee. Drink 'n rustige koppie koffie, gesels met jou metgesel, gesels met die kinders, streel die hond. Nou kom jy uit, jou battery is pap. OK, dan jumpstart ons maar gou. Dan jumpstart ons my kar, ek is klaar laat, daar's niks wat ek omtrent kan doen nie. Maar kom ons terug by die eerste een. Hy kry sy kar gestart. Jaag by die huis uit. Reis is 'n mal ding om by die werk te kom. Sit die radio aan. Op die radio kom die verslag weer. Die highway wat jy wou gevat het. The highway that you wanted to take was a massive accident. The road is closed. For the medical personnel, for the helicopters to come and land, and they advise you that you must take an alternative route. Are you going to be happy? Gaan jy tevrede wees? Gaan jy vergenoegd wees? Verseker gaan jy nie. Want jy weet, jy's klaar laat, dan gaan jy nog in verkeer sit, en ons almal weet wat dit is om in verkeer te sit. Ons almal kan daarvan getuig. Dis niks lekker nie. Nou die ou wat vergenoegd is, hoe gaan hy daarop reageer? Hy gaan rustig by die huis uitry, hy's klaar laat, dit pla hom nie. Die vergadering kan aangaan, hy sal maar net inval. Hy kry die verslag, selfs as die man wat jaag. Hy dink by homself, OK, vat ons maar 'n agterpad. Ons ry rustig. Mense ry stadig voor hom, pla hom nie. Die ou wat haastig is, dit gaan hom verseker pla. Gaan jy gaan vergenoegd wees? Gaan jy? Verseker nie. Verseker nie. Nou kan ons gaan kyk, hoekom jy laat is, hoekom jy verslaap het. Is dit dalk die Here wat jou probeer beskerm het? Dat in jou gejaagdheid, dat jy dalk die oorsaak gaan wees van daai massiewe ongeluk, of in daai ongeluk betrokke gaan wees. Is dit nie dalk God se beskermende hand, wat jou daardeur uitgehou het nie, deur jou laat te maak, of wil hy jou nie iets wys nie, dat ons planne, my planne, wat ek nou gedink het, nie uit gaan werk nie. Het jy jou planne na God toe gevat? Het jy dit met God bespreek? En ek kan vir jou verseker, as jy nie jou planne met God bespreek nie, en sy siening op die plan kry nie, kan ek met sekerheid sê, dit gaan nie altyd werk soos wat jy dit wil hê. Kan julle saam met daarmee sê?
Daar word vir ons gesê in Psalm 3, vers 3 tot 4. Sela. Maar U, Heer, is 'n skild wat my beskerm, my eer en die een wat my hoof ophef. God beskerm sy kinders. Hy het altyd die beste vir ons in stoor. Hy beplan vir ons net die beste. Hy weet wat ons nodig het en hy gee dit op sy tyd. Nou kom ons gaan kyk wat behels dit om vergenoeg te leef, om vergenoeg te wees met wat jy het. Let's go look at what it means to be happy, to be satisfied with what you got, with what you receive. Okay, let's just go there. Geliefdes, om vergenoeg te wees vat geloof. Dit verg geloof om vergenoeg te wees in die wêreld van ontevredenheid. Die meeste mense is nie tevrede met wat hulle het nie. Hulle wil meer hê, ongeag wat dit kos. As ons kyk na 1 Timoteus 6:9, soos ek vir julle daar op die bord het. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase, en skandelike begeertes, wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. As ons kyk na Prediker 5:9, hy wat geld lief het, kan nie genoeg van geld kry nie. En wie rykdom lief het, nie van inkomste nie. Ook dit is dan te vergeefs. Wat wil hulle vir ons hier sê? Wat wil hierdie twee skrifte vir ons sê? Satan probeer materiale neigings in ons wakker maak. En hy probeer ons lok met dinge van die oog, bedrieglike dinge. Soos wat ons ook in Johannes 2:16 kan sien. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlike van die vlees en die begeerlikheid van die oog en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Wil ons in hierdie wêreld lewe? Ek dink nie so nie. Satan het dit in die tuin van Eden gedoen, en hy het dit reg gekry. Hy het hulle verlok met die appel wat hy vir hulle gegee het om te lees, op die eet. Hy het dit daar reg gekry, want die begeertes van die oog het hulle laat soog. Om ons teen Satan se bedrog en leuns te verdedig, moet ons ons geloof toon. Om vergenoeg te wees met die dinge wat ons het. Jesus het sy disippels geleer om te bid. Vader, gee ons daaglikse brood. Soos wat dit opgeskryf staan in Matteus 6 vers 11. Met ander woorde, God gee vir ons wat ons nodig het. Elke dag, as ons dit vra. As ons gaan kyk na Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hier sê God vir ons duidelik, dat ons nie vir ons skatte bymekaar moet maak nie, maar ons moet die koninkryksskatte bymekaar maak. Ons moet nie vir ons aardse dinge bymekaar maak, wat kan gesteel word. Soos wat daar geskryf word vir ons in Matteus 6:19 en 22. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is, sal die liggaam verlig wees. Soos jy jou oog vestig op die koninkryke dinge en nie op die aardse dinge nie, sal jou lewe in mekaar val. Sal alles vir jou uitwerk soos dit veronderstel is om te wees. Nou hou die koninkryks dinge eerste. As ons gaan kyk na Matteus 19 vers 16 tot 22. Julle kan dit gerus vir julle self gaan lees.
Ons het al gehoor wat is belangrik. Ons moet ons veranderinge in die lewe aanpas daarby. Ons moet nou meer as ooit tevore vasbeslote wees om God se wil, God se koninkryk eerste te stel in ons lewens. Ons wil nie aan die materiale dinge van die lewe en van die wêreld te geheg raak nie. Want, kan ons dit saamvat? Ek het nog geen kus gesien met sakkies of kassies of 'n roof carrier of niks nie. So niks kan saam met ons gaan nie. Dit is wat presies vir ons gesê word deur die Here. En as jy nou Matteus 19 vers 16 tot 22 gaan lees, sowel as Lukas 18 vers 18 tot 23, het daar 2 ryk manne na Jesus toe gekom en vir hom gevra, wat is dit wat my in die hemel sal kry? Toe het Jesus vir hulle gesê, gaan verkoop julle goed en verdeel die winste onder die armes. Dink julle daai ryk mense was baie gelukkig met daai uitstelling? Ek glo nie so nie, want hulle was ryk. Nou moet hulle weer terugval op niks en Jesus volg, of hulle kan teruggaan na hulle lewenswêreld toe en in rykdom gaan leef. Dit is ook 'n keuse wat elkeen van ons wat hier sit vandag moet maak. Of jy wil leef in die rykdom van die wêreld, of jy wil leef in die koninkryk van God. Dit is reg en nodig vir ons, om te werk vir ons kos, vir klere, behuising. Ons moet voorsien daarin. Ons moet daarvoor voorsien. Maar Satan het 'n slag met 'n persoon, soos julle almal weet. Hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê, en jy streef om meer te kry. As ons sy subtiele strikke wil vermy, vergenoeg jouself. Wees tevrede met wat jy het. 1 Timoteus 6, 7 tot 10. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, soos ek julle nou gesê het. Dit is duidelik, dat ons ook niks daaruit kan wegvat nie, wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in die verderf en ondergaan. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof om hulle self met baie smart te deurboor. Ja. Soos die apostel Paulus ontvang ons ook elke dag seëninge. Ons ontvang uit God se hand. Maar hoeveel van ons is werklik vergenoegd met wat ons ontvang? Tevrede met wat ons het? Paulus het hard gewerk om die evangelie van God te verkondig. Soos wat opgeskryf staan, 1 Tessalonisense 2:9. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Hy het voortdurend aan maniere gedink om die koninkryksverkondiging, koninkryksdinge te verkondig en dit uit te dra na die mense. En hy het omgesien na die welstand van die geestelike lewe van sy mense. In Tessalonisense 2, 7 en 8, maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie,
maar ook sy eie lewe, omdat julle vir ons kosbaar geword het. Die mense wat Paulus bedien het, was meer as net gemeentelede. Hulle het vir hom soos broers en susters geword. Ons moet ons ook daarop vestig, om onsself besig te hou met kerklike goed, met Christelike lewe, nie met die lewe van die wêreld nie. Want as ons wêreldsbegeertes laat agterstaan, kan ons koninkryksbegeertes groter groei. Dit kan groter word. Wees tevrede met wat jy het. Sorry. Die skrif vermaan ons om in die materiële behoeftes van ons huisgesinne te voorsien. Ja, maar dit moenie die middelpunt van ons lewens word nie. Geestelike dinge moet eers kom. Soos Matteus 6:33 vir ons sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 1 Timoteus 5:8, maar niemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Dit is 'n uitdaging om in hierdie kritieke tye, wat moeilik is, deur te kom. Maar ons moet 'n balans vind tussen ons wêreldse dinge wat ons moet hê en ons geestelike lewens. Nou wat sal ons help om dit te kan doen? Geliefdes, maak die Bybel die middelpunt van jou besluite. Maak sy beskouings jou eie. God se woord waarsku ons dat die najaag van rykdom ons geestelike ondergang kan beteken. Skies ook nou by die regte slide. Okay. In Timoteus 6:9 en 10. Maar die wat wil ryk word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mens laat verstik in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. In hierdie kritieke tye sal dit vir enigiemand van ons rampspoedig wees om oor ons werk en ons finansiële dinge te bekommer, as ons nie vir God ook ken in ons beproewings nie. Amper klaar. Jy moet leer om dit te werk. Lukas 21:34 tot 36. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaard word deur swelgery en dronkenskap en sorg van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug voor die seun van die mens, of voor die seun van die mens te staan. In teenstelling hiermee, maan die Bybel ons, as ons voedsel, klere, behuising het, sal ons met hierdie dinge tevrede moet wees. As ons dit het, wat wil ons meer hê? Wat sal die sorge van die wêreld ons meer in die sak bring? Timoteus 6:7 en 8. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie.
Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegvat nie. Maar, as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. As jy al opgelet het, hoeveel van die verse ek gelees het vanoggend, hoeveel keer word die woordjie vergenoegd gebruik? Het jy al opgelet? Nee. Beteken dit nou dat Christene, daarvan Christene verwag word om armoedig te lewe, om armsalig te wees? Nee, glad nie. Maar as die lewensmiddele jou middelpunt begin word, en jy besluit om iets te gaan koop, of om ekstra werk aan te gaan, om iets te kan gaan koop, is dit regtig nie moeite werd? Is jy dan vergenoegd met wat jy het? As jy dinge wil gaan aankoop, wat nie regtig nodig is nie, dan is jy mos nie vergenoegd nie. Dan is jy nie tevrede nie. Hebreërs 13:3 Laat julle lewenswyse vry wees van die liefde vir geld, terwyl tevrede is met die teenwoordige dinge. Het jy op sis? As ons op God vertrou, sal hy ons bystaan, want ons is in sy hand. Ons almal weet dit. Spreuke 3 vers 6 en 5 en 6. Vertrou op die Here met julle hele hart, en steun nie op julle eie insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal jou paai gelyk maak. Alhoewel ons moet hard werk om in ons daaglikse behoeftes te voorsien, maak ons hierdie dinge nie die middelpunt van ons lewens nie. Of sal ons nou as ons dit die middelpunt van ons lewens gaan maak, gaan ons geloof op die agterburner sit. Ons gaan dit beginne verstaan. Wat is daai woord nou wat ons soek? Ons gaan dit agterweë laat, want dit gaan nie meer vir ons belangrik. Dit gaan nie meer vir ons so belangrik wees as om te streef na die wêreldse goeders toe nie. Julle met my? Slaap julle nog? Liefdes, we begin afsluit. Ek weet dit maar 'n bietjie moeilik gegaan vanmôre. Ekskuus. Daar is 'n versekering dat God ons oppas, ons beskerm en ons seën. Hierdie feit word nogals deur Satan self gegee. En ek dink die keer kan ons hom glo, want hy staan voor die troon van God toe hy dit sê. Job 1:10. Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het u sterk vermeerder in die land. Dink julle nie Satan het geweet hierso dat Job in God se hande is nie? Dit is hoekom hy hom probeer aanval nou. 'n Feit wat 'n mens eintlik hartseer maak, is dat God so ongelooflik trots is op ons. Ons wat hom probeer dien en hom liefhet. Are you with me? Are you lost a little bit? Okay. We can be certain that God has us. He loves us. He's very proud of us. If you go to Job 2, verse 3, if you got it. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid.
alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. I think Satan came to God and told him that, just give me a little bit of rope on this guy. You can put your name in there where Job's name is. That Satan asked God, just give a little bit of rope so that I can tow him, that I can give him something to worry about, give him some stress. But what happened to Job? He lost everything. You remember? Good. Maar vir julle Afrikaners, as julle nie verstaan het nie, Satan het vir God gevra, gee net so bietjie skiet, dat ek die man 'n bietjie kan roer. Dan sal jy sien, hoe hy u in die gesig gaan vat. Maar het Job het gedoen? Nee. Soos wat daar geskryf staan in Job 1:11. Maar steek net die hand uit, en tas alles aan, wat hy het. Waarlik, hy sal u in die gesig seën. Job het nie. Hy het met deernis en geloof, het hy nie vir hy stryk geval wat die Satan gestel het nie. Hy het God bly loof, hy het God bly prys. Dan baie keer in ons lewens, veral nou in die laaste tyd tref die ongelukke ons. Tref die ongelukke mense wat rondom ons is. Ongeag of jy gelowig is of ongelowig is. Dit tref ons. Party mense verloor besittings, ander verloor hulle geloof, ander verloor gesondheid. Maar, daar is een ding wat ons almal gemeen het. God is lief vir ons. God beskerm ons, en hy voorsien vir ons. Kom ons luister eers na die volgende liedjie, voor ons oorgaan na die nagmaal. Down on my knees again, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
Geliefdes, die instelling van die nagmaal, soos wat dit vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Geliefdes, geagte luisteraars, die nagmaal is in sy wyse 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telke vernuwe word. Dis 'n gedagtenismaal. Die Here het met die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Dis ook vir ons 'n waarborg, want daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dis 'n viering. 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Dis ook vir ons 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering, dat die Here een is met ons. Dis 'n vreugdefees, hoewel die gemeenskap, of ons gemeente die nagmaal met erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding aan ons uitdeel. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet of uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Soos wat die waarskuwing vir ons ook opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. En neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegiet is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Geliefdes, mag julle week gevul wees met liefde, vrede en vreugde van God ons Vader. Hemelse Vader, ek aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In die naam van Jesus Christus bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van hierdie duisternis, van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel alle bose magte om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Strek die borswapen van geregtigheid aan. Sit die skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, om die vuurlike pyle van die bose uit te blus. Strek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees op, die woord van God. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met liefde, wat die band van die volmaaktheid is, soos geskryf staan in U woord, in Kolossense 3 vers 14. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om vandag goeie krygsmanne en vroue vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp ons vandag aan U, en ons weerstaan Satan die duiwel. Want in U woord is geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God,
weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Ek bid dit alles, my Heer, in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, ek wil graag vir u 'n seën uitspreek. Hemelse Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Om iemand te seën is soveel meer as net woorde. Dit is om alles wat daardie persoon se deel is, in en deur Christus, oor hom of haar in die naam van Jesus te proklameer. Juist daarom wil ek ook vandag God se seën oor u proklameer. En ek bid dat die Heilige Gees dit ook sal waarmaak in u lewe elke dag. In die naam van die almagtige God, hy wat liefde is, wil ek u vandag seën. Ek seën u met die vreugde van guns in God se oë en ook van ander. Ek seën u met mense wat om u inskuif en u hande oplig en 'n pad saam met u sal begin stap. Ek seën u met die goddelike vriendskap. Mense wat u sal aanmoedig en God se drome vir u lewe met u sal deel. Ek seën u met 'n sagte hart, 'n hart vol liefde. Ek seën u met God se leiding, sy guns en sy genade oor u. Ek seën u met die Gees, so onderskeiding sodat u kan weet wat is God se wil en planne vir u lewe. Ek seën u met talente, u gawes en u verhouding, dat u dit mag aanwend tot God se eer. Ek seën u met Gees. Ek seën u gees, u siel en u liggaam. Ek seën u lewenstaak met vreugde, harmonie en liefde. Ek seën u om u ware identiteit te ontdek in Christus onder die leiding van sy Gees. Ek seën u met die wete dat u 'n Vader het wat u innig liefhet, dat niks wat u kan doen hom liewer kan maak vir u nie, en ook nie minder nie. Ek seën u om daagliks sy hand van voorsiening te beleef in u lewe, sy totale beskerming en hoe hy ook deur sy Gees sy doel vir u lewe in u bewerk. Ek seën u met die wete dat niks in u lewe, verlede of toekoms, u kan skei van God se liefde nie. Die ewige en almagtige God sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Geseënd is u, geliefde van God. Ontvang hierdie seën in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Tot ons weer gesels. Shalom. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal Oeber van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counselors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Berger, at 076 479 7517, or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN
079-261-1332. Evangelist Kobus Smith. Yes, he's in the West Rand. 079-509-3306. And then there's Pastor Barry in Primrose at 074-089-7849. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. Daar is 'n kort pad wat altyd beter lyk. Daar is 'n kort pad wat altyd vir my kyk. Daar is 'n kort pad, maar is dit die regte pad? Daar is 'n lang pad wat soveel langer lyk. Daar is 'n lang pad wat meer stewig lyk. Daar is 'n lang pad, dit lyk soos die regte pad. En as my pad die beste pad was, sou die hoofweg daar langs loop. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Wow, ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad wat my by my God laat bly. Daar is 'n smal pad, dit is die regte een, waar daar storms soms oor my reën en ek alleen voel, maar ek is nooit alleen. En die storms op die pad bring my nader aan sy hart. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Wow, ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad wat my by my God laat bly. Elke afdraaipad eindig net met hartseer, maar my God se pad vat my na sy Vader hart. Ek soek die Godpad, dis die regte pad, dis die beste pad wat my daar sal kry. Ek soek die Godpad, maak nie saak hoe lank hy is. Wow, ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad wat my by my God laat bly. Ek soek die Godpad, nie noodwendig die maklikste pad wat ek ooit sal loop nie, maar dis die Godpad wat my by my God laat bly. Maar dis die Godpad wat my by my God laat bly.